Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 31 Julie. Vir verdere studie, Ellen G. White, Idolatry at Sinai, bladsy 315 tot 330 in Patriarge en Profete. Die eerste aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 18 November 1884, bladsy 730. As ons iewers ons interpersoonlike bande reg wou inspan, dink net aan die positiewe impak wat dit sou hê. Elkeen wat geestelike dinge van die Here ontvang het, het 'n belangrike plig, naamlik om ander se lewenspad daarmee te verlig. Dan sal elkeen wat die Here opreg liefhet, ophou om die eie ek te verafgod. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 316 en 317. Paulus doen 'n beroep op sy medegelowiges. Elkeen moet hom of haarself afvra, watter uitwerking het my woorde en dade op ander? Voorts moet hulle niks doen, hoe onskuldig dit ook al blyk te wees, wat lyk asof dit afgoderry goedkeur of wat gewetensbesware by die swak gelowiges gaan ontlok nie. 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle eet en of julle drink, of wat ook al julle doen, doen alles tot eer van God. Besonder geldig is die apostelse waarskuwing aan die gemeente in Korinte, van elke tydvak in die kerkgeskiedenis 'n waarskuwing wat veral ook op die hedendaagse kerk gerig is. Vir Paulus is afgodsdiens nie net die aanbidding van afgodsbeelde nie, selfsug en gemaksig, die bevrediging van die aptyt en van welis, die word daarby ingesluit. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 9, bladsy 215. As jy iets doen wat heeltemal geoorloof is, maar dan agterkom dat die vooruitgang van die evangelisasie benadeel, moet jy dit liewer staak. Moenie enige iets doen wat mense minder ontvanklik vir die evangelie kan maak nie. 1 Korintiërs 10 vers 23, alles is inderdaad geoorloof, maar nie alles is opbouend vir almal nie. Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 9, bladsy 215. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Volgens Paulus kan die gedrag van 'n volwasse Christen soms die groei van 'n onervare Christen belemmer. Dink aan potensiële situasies waar dit die geval is. Let weer op die feit dat ons God bo alles en ons naaste soos onsself moet lief hê. Waarom is hierdie beginsel die enigste manier om die uitdaging die hoof te bied? Vraag nommer 2. As gelowiges moet ons op ons hoede wees, aangesien ons ook in die struik van afgodsdiens beland. Kan jy aan enkele voorbeelde van sulke afgode dink? Soms gebeur dit selfs dat goeie dinge verafgod kan word. Kan jy aan voorbeelde hiervan dink? Wat meer is, hoe weet mens wanneer iets wat jy baie geniet in 'n afgod verander het? Vraag nommer 3. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 27, maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie. Wat kan 'n mens op grond van hierdie week se les as prediker vir die evangelie diskwalifiseer? Vraag nommer 4. In 1 Korintiërs 10 spreek Paulus om teen die gevare van afgodsdiens uit. Julle moet wegvlug van die afgode, sê hy in 1 Korintiërs 10 vers 14. Waarom is afgoderry dan so sleg? Kom ons sluit af met gebed. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die waardevolle lesse wat ons uit Paulus se briewe aan die Korintiërs kon leer. Ons dankie dat U ons herinner dat ons U moet loofprys en eer in alles wat ons doen, in alles wat ons dink en alles wat ons sê.
Bewaar ons asseblief daarvan om op kennis alleen te vertrou sonder die liefde wat ons van U ontvang en help ons om onbaatsigtige liefde teenoor ander te betoon en om hulle belange bo ons eie te stel soos Jesus Christus vir ons die voorbeeld gestel het. Laat ons asseblief leer uit die voorbeelde van die verlede sodat ons nie dieselfde foute mag maak nie en gee ons asseblief die wysheid om enige iets wat U plek in ons harte wil neem, raak sien en dit te verwerp. Ons bid en ons vra hierdie dinge in die naam van ons wonderlike Redder en Vader, Jesus Christus alleen. Amen.